Goeiemôre julle wonderlike mense. Ek het verlede week so gesê, maar ek moet vir julle sê nou om betrokke te wees by ontbytsake is die wonderlikste ding. Mense ontmoet die wonderlikste mense. So 'n bietjie lawaaiig vandag hier in die ateljee kan ek julle sê. Dit klink soos 'n regte spul politici bymekaar. Ons kuier vandag saam met die voormalige burgemeester van Tshwane en 'n DA parlementslid en raadslid. Dit is natuurlik die agbare raadsheer Silje Brink. Dawie, baie lekker om hier te wees. Dis heerlik om jou hier so welkom te heet by ontbytsake. Ek sien vreeslik uit om met jou te kuier vandag. Lekker wees. Laat ons die ander lede van die voorstel onder in die raadsaal. Hallo Celine. Hallo David, gaan jy hom vasvra vandag? Maklik. Sê baie welkom, is goed om jou hier te hê. Vandag kom vertel Sunshine Leisure ons van hulle pragtige gastehuise en lodges en in die sakewinkel gee ons ook 'n lekker afslagbewys van hulle weg. Dr. Judy gesels vandag oor hoe jou brein en vel saamwerk en King Price kom gesels oor kommersiële versekering. Agbare grop. Agbare kollega, die tyd se leer oor hoe dit sal gaan. Nee, flou. Was hy nee, nog nie daar nie. Goed, ons sal beter raak soos die program aangaan en die sake fokus maak ons 'n draai in die Oos-Kaap by 'n paar prominente besighede daar en gesels met heelwat ander besigheidsmense hier in die ateljee. En dan Corrie, ek wonder wat jy vir ons gemaak om te eet. Jy moet net nie jok nie, hoor. Hoe sal ek dit doen? Nou die somer is hier in al sy glorie en wat is nou lekkerder as om oor 'n naweek langs die swembad te ontspan saam met jou geliefdes. So ek maak vandag 'n naweekbederf resep, 'n heerlike somerslaai met hoenderduie op 'n stokkie wat ek saam met die Kaapsig pinotage rosé bedien. Het jy daai oorbelle gesien? Ek gesels nou met weersake met professor Willem Landman oor die seisonale weervoorspelling vir die somer. Die weer word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Professor Landman, hy is 'n weerkundige van die Universiteit van Pretoria. Goeiemôre en baie welkom. Ja, baie dankie dat ek hier mag wees. Dit is natuurlik 'n tyd van die weer. En nou moet jy vir ons vertel. Dit lyk my is daar nou 'n sterk La Nina of 'n swak La Nina en wat is die impak daarvan op die somerweer? Daar is 'n swakkerige La Nina. La Nina. Ja, so die La Nina is gewoonlik vir ons beter nuus as die El Nino. So die kans is beter vir beter reën, is dit wat dit beteken? Ja, gewoonlik as ons 'n La Nina het, dan verbeter dit die kanse vir reën, maar dit is nie natuurlik 'n waarborg nie. Maar ons moet nou meer kyk wat sê ons hierdie gesofistikeerde klimaatmodelle van ons. Wat sê die modelle vir ons? Dis belangriker as om te sê wat sê El Nino of La Nina vir ons. So as julle nou hierdie modelle van julle het, dan kry julle nou al hierdie data. Kyk, ek verstaan nou niks wat hier aangaan. So julle kry nou al hierdie data van die hele wêreld in temperature oor see, oseane en dit is nou waaroor die La Nina en La Niña en daai goeders gaan. Dan sit julle alles dit in hierdie modelle van julle. En dan die model gee dan 'n voorspelling vir wat verwag geword in terme van reën en temperature en so. Neem ek nou maar aan. So wat sê julle modelle nou? Die modelle sê vir ons moet positief wees oor die seisoen, wat dit lyk vir ons eerder nat as droog gaan wees. Nou ons moet natuurlik kyk hoe goed vaar hierdie modelle en ons het in die verlede gekyk na voorspellings en wat het gebeur en ons het gesien as daar 'n voorspelling is vir goeie reenseisoen en daar's 'n La Nina, dan is daai voorspellings baie betroubaar. So dis eintlik vir ons 'n eintlike waarborg van hierdie seisoen lyk positief. Dit lyk of dit 'n nat seisoen kan wees. En wat bedoel ek met seisoen? Ek bedoel eintlik die midsomer. Desember, Januarie, Februarie. Dis my vraag. So hoe gaan Januarie, Februarie en Maart lyk byvoorbeeld? Gewoonlik is die hoofsomer en 'n bietjie oor na die herfs toe is positief. Maar ons is nie so baie goed daarmee om die tyd herfs na winter te voorspel nie. Ons is eintlik goed in die tyd midsomer wanneer El Nino of La Nina op sy sterkte is. Dit is dan wanneer ons die beste vaar vir ons seisonale voorspellings oor Suider-Afrika. So as jy nou vir boer wil raad gee, wat gaan die raad wees wat jy vir boere gaan gee? Die raad is dit lyk na 'n positiewe seisoen, maar ons het ook al gesien met boere dat dit baie keer in so 'n seisoen te veel reën.
Dus 'n mens moet aan daai in ag neem ook. Maar as mens wil besluite neem gebaseer op die voorspelling, dink ek kan mens bietjie met 'n geruste hart die seisoen ingaan. En die oorgangstye tussen somer en herfs. Die somer en herfs is gewoonlik vir ons 'n bietjie meer uitdagend, maar ons is nog steeds die voorspelling is nog steeds meer positief as negatief. Toets julle, ek toets julle modelle natuurlik om te kyk of dit is wat ek voorspel het en dit is wat nou regtig gebeur het. Het julle 'n maatstaf om te sê hy's 80% in die kol of 70%? Hoe in die kol is julle? Ja, dis 'n baie belangrike vraag. Jy praat van betroubaarheid. Ja, ek dis nie. En so die betroubaarheid van 'n seisonale voorspelling is gewoonlik hier by 60 na 70% wanneer ons praat van nat toestande. Wat beteken dit? Dit beteken dat as ons gesê het daar's 'n 60 tot 70% kans vir reën, dat ons 10 sulke voorspellings gemaak het, dan was dit 6 keer of 7 keer nat. Ek moet vir julle sê, hierdie week het julle seker goed voorspel en dit het nie waar geword nie. Maar ek is seker ek meeste met die tyd Ek is seker dit was nie ons skuld. Dit is seker nie julle skuld nie. Maar nou ja, ekonome maak ook voorspellings. Dankie dat jy ons 'n draai kom maak. Dit is eintlik baie interessant hierdie weerstorie. Professor Willem Landman, weerkundige van die Universiteit van Pretoria. Hierna gesels Leon met Angelique Skuman van Sunshine Leisure Lodges. Vanaf die Kaap tot Mpumalanga. sunshine-leisure.co.za. Die sleutel tot uitsoekbestemmings. Ek gesels met Angelique Skuman van Sunshine Leisure Group. Jy lyk sommer sonskyn vanmôre. Ag baie dankie, is baie lekker om weer terug te wees. Dis vir ons altyd lekker om jou te hê. Angelique, wat maak Sunshine Leisure Group anders? Wel, wat ons anders maak is, ons het iets vir elke persoon se smaak, as ook vir hulle sakpads. Ja. Wat vir my belangrik is om te noem is, daar's bekostigbare akkommodasie, en dan het ons ook 5-ster eksklusiewe gastehuise, wat voor op die strand is, of wat uitkyk op die wingerd, of op die golfbaan. So jy kry scenery, jy kry dit teen 'n bekostigbare prys. Wat meer wil 'n mens nou hê? Verstaan, dit klink vir my baie lekker. Vertel ons meer van julle nuutste gastehuis. Ons is baie opgewonde oor hierdie nuutste toevoeging tot ons groep. Ons het lank gesoek vir die perfekte gastehuis in die tuinroete, en ek is persoonlik baie lief vir die wildernis. En hierdie gastehuis is reg voor op die Wildernisstrand. Elke kamer kyk uit op hierdie pragtige strand, en jy het direkte toegang tot die strand van die gastehuis af. Ag, maar dit klink nou vir my sommer, ek wil sommer onmiddellik op vakansie gaan. Nou met die einde van die jaar in sig natuurlik, ons is op die drempel. Wat bied julle vir korporatiewe kliënte? Wel, soos genoem, al ons eiendomme is gerig vir koöperatiewe pakkette en spanbou sessies, maar ek wil spesifiek vandag gesels oor Ingadi Spa net buite Pretoria. Daar is 'n verskeidenheid behandelinge beskikbaar daar, halfdagpakkette, voldagpakkette en ook aandpakkette. En indien die mense te lekker by ons kuier, is daar gerieflike akkommodasie wat hulle ook kan verder kuier tot die volgende dag. Kyk, en dit gebeur gereeld, veral met die klomp hier in die studio. Ek gaan nie name noem nie, wat nou, maar in elk geval, waar kan ons kykers meer inligting kry hieroor? Wel, die kykers is welkom om ons webtuiste te gaan besoek. Daar is al die verskillende guesthouses en lodges is daar met pragtige foto's en video's, en dan kan hulle ook kyk na die lys aktiwiteite wat beskikbaar is by die verskillende plekke. Dit klink vir my na 'n groot voorreg. Angelique Skuman van Sunshine Leisure Group. Julle kan hulle ook gaan besoek by Sunshine Leisure Group, sunshine-leisure.co.za. Baie dankie dat jy 'n draai by ons kom maak het vandag. Baie dankie, dit is vreeslik lekker. En ons gee ook later 'n lekker prys weg. So kyk uit daarvoor. Nou oor na Charlene en Silje Brink, ons gas vandag. Nou, as 'n mens na die politiek kyk, voel dit baie keer soos 'n malle meele. So ons hoofgas vanoggend Silje Brink behoort baie tuis te voel hier in die malheid van die ateljee. Voel jy tuis, Silje? Absoluut, dit herinner my aan raadsvergaderings in die Tshwane Metro.
Net met minder geweld. Gee 'n bietjie kans. Die oggend is nog jonk. Ja. Weet jy, maar dit is lekker om jou hier te hê. Jy kom van Palabora af, daar groot geword, skool gegaan. Jou belangstelling in die politiek het sommer vroeg begin, want ek hoor jy het sommer vir die koerante briewe geskryf. Waaroor dan nou as 'n jong seun? Kyk, ek het groot geword in hierdie era voor Facebook en voor mense hulle nuus op sosiale media gekry het. En Palabora is daar dig by die Wildtuin. So dit is reg aan die einde van die koerante se run, jy weet. So die koerant het in Palabora aangekom so 1 uur omtrent dieselfde tyd as wat die skool uitkom. En ek het daai koerant verslind en omdat Palabora nou nie in die middel van die aksie van Gauteng is nie, was briewe skryf vir die koerant my vorm van politieke aktivisme. En ek dink maar net in ons huis en by die etenstafel het ons baie keer politieke gesprekke gehad en dis hoe dit begin het. Ja, maar waaroor het jy briewe geskryf? Wat was van die kwessies wat jou toe al aangegryp het as 'n jong seun? Kyk, hierdie is die interessante ding. Ek het grootliks die DA gekritiseer. Is dit? Toe ek 'n jong briefskrywer was. En dat later aan toe ontmoet ek vir Tony Leon, wie destyds die leier van die party was. Die meisie waarmee ek uitgegaan het op hoërskool. Ek het daarom 'n meisie gehad ten spyte van die politieke geekery. Ja. Maar sy haar oom was op universiteit saam met Tony Leon gewees en in matriek toe ontmoet ek hom as deels tipe van 'n verrassingsverjaarsdag geskenk. En van daar af ek het regtig gaan swat by tikkies, maar ek was altyd meer van 'n politieke student as 'n regstudent. Maar ek wil jou nou vra, so jy het daarom 'n meisie gehad ten spyte van die politieke geekery, maar die politiek het jou ook toe daarom iets anders gegee wat goed was, né? Jy het jou vrou ontmoet deur studentepolitiek, vertel. Ja. So dit laat 'n ou se lewe so 'n bietjie eendimensioneel klink, maar nog steeds, jy weet, hierdie goed gebeur. Dit was 'n DA studenteorganisasie tafel op die Piazza by die Universiteit van Pretoria en daar het ek my vrou ontmoet. En die eerste ding wat ek van haar gesien het was haar pragtige blou oë. En van daar af dinge gebeur. En toe het jy vir haar daarna gevra vir wie stem jy? Stem vir my. Ja, kyk, sy was by die DA tafel, so dit was die eerste keuringsproses. Jy weet, as sy nie daai toets geslaag het nie, dan Maar wat het dit vir jou in jou politieke loopbaan beteken om iemand te hê aan jou sy wat die politiek verstaan, wat dalk verstaan wat agter die skerms aangaan? Het julle 'n bietjie politiek gepraat by die huis of was dit so 'n soort van daai's werk by die huis is ek net 'n man en 'n pa? Ja, ons politiek en ons wêreldbeskouing is grootliks dieselfde. My skoonfamilie stem nie so baie saam met my politiek nie, maar in ieder geval my vrou is aan my kant. Maar wat die beste was van ons verhouding is die feit dat sy nie 'n politikus is nie. Ek kan net dink hoe chaoties en hoe verskriklik dit is om by die huis aan te kom en net oor die politiek te praat. So dit is 'n tipe van 'n uitlaatklep, jy weet 'n venstertjie na die res van die wêreld om iemand te hê wat die politiek verstaan, wat die druk verstaan, maar wat nie heeldag oor die politiek praat nie. En ek dink dis baie belangrik vir 'n gebalanseerde lewe. Wat daarom wil praat oor is daar melk, is daar brood vir môre? Wanneer gaan jy die gras sny? Wanneer gaan jy die gras sny? Ja. So jy het tog al daai gewone take gehad ten spyte van die politieke glans waarin jy geleef het. Absoluut, en daar's bittermin glans eintlik. As jy 'n eerlike politikus is, gaan jy in die eerste plek nie baie geld maak uit die beroep uit nie. In die tweede plek, daar's baie harde werk. Veral stemwerwing, jy weet, ons klop aan deure, ons smeek vir mense vir ondersteuning en dit vat baie tyd en toewyding en jy offer ander goed op. Jy weet, jy kon in 'n regspraktyk gewees het, alhoewel ek kan nie dink hoe ek nou sou voel as ek boedelbereddering of iets sou doen. Jy weet, in vergelyking met die opwinding van die politiek, jy weet, dit hou net nie kers vas. Ja, jou werk was eerder om ander sake te beredder. Corlie begin nou met die kos en dan gesels ons verder. Pinotage is 'n veelsidige kultivar wat heerlik gebruik kan word in rooiwynversnitte en roséwyne. Die bewys daarvan is die aantal Cape Blend rooiwyne en Pinotage rosés wat met Veritas toekennings bekroon is. Nou kyk, ek dink die hele week kos, want dis natuurlik my werk, so glo dit of nie, op 'n naweek doen ek alles wat eenvoudig, vars, maklik, vinnig en heerlik is. Nou ek het reeds voorbereide ontbeende hoenderduie by die winkel gekoop. So jy kan net vir jou manlie vra of ek gaan vir myne vra, kan dit sommer direk op die vuur sit. Nou ek gaan dit nou wel vandag hier in my oond moet rooster, maar dit gaan net so lekker wees. En die slaai slaan ek dan binne 10 of
15 minute aan mekaar. So as dit kom by somerslaai, sê ek altyd vir mense, anything goes. So dit gaan vir jou lekker wees om hierdie slaai sommer net vinnig en maklik te maak. Maak dit net 'n mooi kombinasie van kleure, dat dit darm so klein bietjie by mekaar pas. Nou onthou, kos moet altyd mooi lyk. Ons eet natuurlik altyd eers met ons oë. Nou vir my slaai kombinasie het ek natuurlik slaaiblare. Ek het sommer gekleurde een gebruik en dan het ek gebraaide spekstukkies. Ek het dit net so in die pan lekker gaar gemaak. Ek het feta hierso, bosspesies, pampoenpitte en dan net opgekapte eie. En dan natuurlik het ek die hoofbestanddeel is gesnyde rooi appel. En onthou, jy moet natuurlik net bietjie suurlemoensap daaroor bedryf, net sodat dit nie bruin word nie. En dan natuurlik 'n heerlike slaaisous wat ek later vir jou gaan verduidelik. Nou die neute, jy moet net my resep noukeurig op die resep volg. Die karamellisering met die botter en die suiker is net vir daai ekstra geur en krakerigheid in hierdie slaai. Jy plaas dit dan eenkant sodat dit net lekker afkoel en dan later as ons die slaai aan mekaar sit, dan sit jy dit net binne in die slaai. Nou ek het julle nou deur al hierdie slaai bestanddele gevat en geneem. As ek terug is, gaan ons gou praat oor daai sousbestanddele en dan gaan ek vir jou wys hoe maklik is dit om net al hierdie bestanddele binne in die slaaibak te gooi. Maar nou gesels Charlene eers verder met Silje Brink oor sy passie. Ek gesels verder met ons hoofgas Silje Brink. Silje, jy lyk vir my baie lus om jou bene op die bank te sit. Maar ek raak nou baie gemaklik Jy hierso. kan, maar ek het sielkunde tot meer 3 jaar gehad. Ons kan kyk hoe ver ons kom. Ek sou verkies dat ons die kameras eers afsit voor ek vir my probleme begin praat. Maar die politiek is 'n harde wêreld. Dit was seker een van die grootste, kom ons sê maar nie probleme nie, maar uitdagings, nê, wat ek seker is jy teëgekom het. Was jy gereed daarvoor? Ek het besef toe ek verkies word as burgemeester dat ek sal baie tawer moet word, emosioneel. En een van die gesprekke wat ek gehad het was met Helen Zille. Toe sy my nou bel en vir my sê, geluk, jy is dis nou voor my verkiesing as burgemeester, jy is die DA aspirantkandidaat om burgemeester te word. En ek sê vir haar, luister Helen, maar hierdie gaan nou 'n hospitaalpaas wees natuurlik. En haar antwoord op my was, solank die pasiënt oorleef. Jy weet, so ek het geweet ek gaan getackle word. En soos wat jy meer verantwoordelikhede aanvat, dis amper soos om gewigte op te tel. Jy word al hoe sterker, jy word al hoe weerstandiger. Naderhand gee jy nie meer om nie. Iemand kan daar in jou gesig staan en op jou skree, laat die spoeg so in jou oë spat. En dit rol soos water van die eensydig af. Ja. Is dit regtig so? Want iewers as 'n mens stil word by die huis dalk later, kinders slaap, vrou slaap, almal slaap en jy is alleen by jouself. Het jy toe jou regtig nie gepraat nie, kan jy dit eerlik sê? Ja, want jy besef, ek is hierdeur en ek het oorleef. Ek is nie aangeroer daardeur nie. Ek is nie, jy weet, emosioneel geaffekteer daardeur nie. Die groter uitdagings kom as daar soos byvoorbeeld stakings is in die vullisverwyderingstrokke brand en jy sien hoe mense nie kan werk toe gaan nie want daar's nie geld om salarisverhoging. Daai is die stresvolle oomblikke, maar die persoonlike interaksies, die egos en dies meer, naderhand navigeer jy dit maar. En 'n mens se eie ego, wat is die beste manier om dit te bestuur? Want moet jy dit sterk hou sodat jy veerkragtig kan bly teen al daai tipe van aanslag en weet half kritiek, of help nederigheid jou meer? Kyk, hierdie job, as jy burgemeester van Kaapstad is of burgemeester van 'n plek wat goed werk, dan is dit dalk iets anders. Maar as jy die taak opneem van Tshwane byvoorbeeld of sê net maar Johannesburg, dit gaan jou nederig maak. Want dan besef jy die beperkings van regeringsmag, hoe min jy eintlik gedoen kan kry en hoe hard jy moet beklei vir klein veranderinge. So my vrou sê, die pos van burgemeester het my nie net besig gehou nie, maar dit het my nederig gehou ook. Wat goed is vir haar en vir die gesin ook natuurlik. En sy sê nou vir my, dis tyd dat jy moet teruggaan want ek spandeer te veel tyd by die huis. Dink jy ons verstaan as Suid-Afrikaanse kiesers koalisiepolitiek goed genoeg om politieke leiers regtig verantwoordbaar te hou? En om die regte vrae te vra?
Ek dink jy ons verstaan dit nie, ons is nog 'n baie jong koalisieland. Jy weet die suksesvolle koalisies van Europa het gekom na oorlog en die verspilling van bloed en hulle het op 'n spesiale manier 'n nuwe konsensus daar gevorm. Ons is 'n jong demokrasie. Die ANC was 'n eenparty dominante organisasie tot onlangs toe. So mense sukkel om te verstaan as hierdie persoon sê nee, maar ons breek nou hierdie koalisie en ons vorm 'n nuwe koalisie. Hulle sukkel om te verstaan, jy weet, wat gaan nou presies aan? Kiesers voel dikwels so verraai. Hulle voel verraai, maar ook verward. Maar eintlik kom maar op neer, die kiesers moet weet wat die partye voor staan, wat die leiers sê, sodat as hulle woord verbreek, dan kan hulle dit sien en hulle kan sê, jy weet, dis die basiese beginsel. Jy maak 'n belofte, jy moet hom hou. Dis maar die wese daarvan. Silje Brink, dit was heerlik om met jou te kan gesels. Ek los jou vir Leon en dan vir Dawie. Baie sterkte met daai een. Soos ek gesê het, gesels Leon ook later met Silje, maar eers is hy aan die beurt vir die sake fokus. Hi, ek is André Pollard. En as dit by besigheidslenings kom, kies ek vir Pollen Finance in my span. In vandag se sakefokus kyk ons na alles en nog wat in die wêreld van klein en medium ondernemings in Suid-Afrika. Ons eerste stop is in die Oos-Kaap waar ons julle 'n mooi padstal wys, uitvind van 'n nuwe tipe bemesting met wol en 'n bekende melkery besoek. En daarna gesels Dawie met die manne van Eredanus. Welkom by Chago Graafrynet, jou een-stop shop wat alle behoeftes kan bevredig. Nie net is ons 'n 24-ure dag oop winkel nie, maar bied ook 'n 7 tot 7 oop padstal met die heel beste en vriendelikste diens. Van 'n deurry KFC met ruim parkering en silverskoon toiletgeriewe en die beste van alles is, ons is dierevriendelik. So bring die hele gesin en beleef self waaroor Chago gaan. Wol word tradisioneel geassosieer met modes en tekstiele. Vir die eerste keer in Suid-Afrika bied BKB jou nou 'n verrassende nuwe organiese toepassing van wol, teweeggebring deur moderne tegnologie. Berei jou voor om verstom te wees deur die moontlikhede wat hierdie nederige, natuurlike kunsmis inhou. Grow Wool Pellets is besig om homself te bewys as die beste natuurlike stadig vrystellende kunsmis. Dis boonop perfek vir enige soort grond. Waar ook al jy dit strooi, doen dit sy werk. Hierdie wolkorrels doen wonders vir groente, blomme, potplante en selfs grootskaalse tuinbou. GROW is 'n akroniem vir Great Raw Organic Wool. Ja, jy het reg gehoor, hierdie wolkorrels bestaan hoofsaaklik uit 100% organiese rou skaapwol. Grou wolkorrels skep die perfekte omgewing vir jou plante om in te floreer. Op die koop toe help dit ook om slakke weg te hou. Plante is mal oor grou. Besoek hulle webwerf woolish.co.za om maklik aanlyn te koop. In die hart van Humansdorp lê Woodlands Dairy, 'n plek waar gehalte, sorg en Suid-Afrikaanse trots saamvloei. Hier begin elke dag met melk, vars van plaas tot fabriek. Hulle boere is die ruggraat van hul storie, mense wat elke druppel met toewyding en respek vir die natuur lewer. Hulle weet volhoubaarheid begin by verantwoordelike boerdery. Van gras tot glas word elke proses noukeurig bestuur. Hernubare energie, waterherwinning en sirkulêre verpakkingsoplossings help hulle om ligter op die aarde te leef sonder om gehalte prys te gee. Maar hulle sorg strek verder as melk. Hulle belê in mense, in werksgeleenthede, opleiding en gemeenskappe. Want wanneer almal saam groei, word volhoubaarheid werklik. Woodlands Dairy en First Choice, eg Suid-Afrikaans trots volhoubaar en altyd tot voordeel van almal. Martin van Vuren is die uitvoerende hoof en Kobus Nel is die beleggingsbeampte van Eredanus. Meneer, goeiemôre en baie welkom. Goeiemôre. Martin, waaraan het Eredanus sy bestaan te danke en is daai reëls of daai redes nog steeds van toepassing vandag? Ja, kyk, dit was aan die begin so half beginsel gevestigde begin wat ons identifiseer dat daar 'n tekort vir boere is in finansiering en hulp in die land. Hulle het nie so baie van die regering en die kommersiële banke het hulle nie so goed verstaan nie. So ons besluit ons gaan saam met hulle boere is toe net om vir hulle geld te gee om mee te boer.
En die redes daarvoor is pretty much nog dieselfde. Jy weet, een van die goed wat daarmee saamgaan is natuurlik om voedselsekerheid, wat die verantwoordelikheid van almal in die land is, te ondersteun met die fonds. En daar is dis een van hierdie fondse van julle en dit is 'n moontlike beleggingsopsie en dit is julle landbou en voedselverskaffingsfonds. So hoekom moet dit as 'n belegging beskou word? Wel Dawie, daai kan ek vir jou antwoord deur bietjie te verduidelik hoe Eridanus hulle beleggings maak. So Eridanus vat 'n ekwiteitbelang in onderliggende entiteite tussen 51% en 75%, laat ons altyd beheer het. En dan in 'n onderliggende entiteite is daar byvoorbeeld bates soos grond, toerusting, die oeste op die lande wat dan as 100% sekuriteit dien vir Eridanus vir hulle belegging in daai entiteit. So ons weet altyd ons geld is baie veilig. Net 'n voorbeeld van een entiteit wat ons op die oomblik koop is op die Oranje rivier is ons besig om 'n besproeiingsplaas te koop. Dit is maar net 'n voorbeeld. So hy kos omtrent so 35 miljoen, maar die waarde van die plaas is omtrent naby aan 80 miljoen. Daar het ons 'n 75% belang en dit is 'n baie goeie belegging. So bou ons ekwiteitfonds beleggers basies. En so kan beleggers deelneem aan Eridanus teen 'n minimale belegging, want 35 miljoen is 'n groot getal, maar 100,000 of 'n miljoen is 'n kleiner getal. So as ons dit pool, dan is dit 'n goeie lekker belegging. Verstaan. So wat se tipe van beleggers sal nou by julle belê? Wel, ek dink wat ons so begin beskryf, soos jou meer hoër inkomste tipe belegger, wat die eenvoudige belegging wil hê, hy wil graag weet waarna hy belê, hy wil die onderliggende bates maklik kan identifiseer en sien, hy kan maklik identifiseer wat hy kan verwag om uit die belegging te kry, en dan is dit beleggers wat, jy weet, 'n neseier opbou, wat geld bymekaar maak om kinders te laat studeer, of wat 'n pensioenfonds opbou, ja. En natuurlik baie belangrik, moet jy sê, wat se tipe van opbrengste kry mens en wat is die bedrag wat 'n mens kan belê? Dawie, die opbrengste wat tans by Eridanus beskikbaar is tussen 10,5% en 12,5%. Dit hang af van die bedrag wat die belegger natuurlik belê het, sal hy in daai klassifikasie val. Die koers is vas vir 'n periode van 5 jaar en die minimumbelegging is tans al R100,000. En as jy dit vinnig vat om met rente te vergelyk, dan as jy dit 'n nabelaste opbrengs na rente toe vergelyk, dan is die rente omtrent tussen 19 en 23%. So het Eridanus 'n baie belasting-effektiewe manier om die hoogste opbrengs by die belegger te kry. En hoe moet natuurlik baie belangrik hoe gaan mense werk om julle te kontak? Ja, kyk, om ons webtuiste te besoek, daar kan jy sien presies hoe ons model werk, waarin ons belê, wat jy kan verwag om te verdien uit jou belegging daar, en dan info@eridanus.co.za en die telefoonnommer 011 8888 604. Dankie meneer, dit is nou Martin van Vuren, uitvoerende hoof van Kobus Nel, beleggingsbeampte van Eridanus wat vanoggend by ons 'n draai gemaak het. Dankie Dawie. Ons kyk nou na Lang Eikers se privaat skool in Langebaan en daarna gesels Leon met die twee skoolhoofde van daar. Lang Eikers Dubbel Medium Privaat Skool in Langebaan se hoofdoel is om die regte vaardighede en kennis te gee en holistiese leerders te ontwikkel. By Lang Eikers Privaat Skool streef ons daarna om 'n inklusiewe en liefdevolle omgewing te skep waar ons leerders tot hulle volle potensiaal kan ontwikkel. Lang Eikers Privaat Skool is die hartklop van Langebaan. Hier waar elke leerder homself ten volle kan wees en is die ware gevoel van gemeenskap kan ervaar. Uitnemend op akademies, sosiaal, sport en kreatiewe vlakke. Edmund Barkhuizen en Roan Engelbreg, hulle is van die Lang Eikers Privaat Skool, die twee skoolhoofde. Voel sommer so 'n bietjie op my senuwees hier so nou eers skielik. Edmund, wat maak Lang Eikers Privaat Skool uniek? Wel, ons het die geleentheid waar kinders hulle self kan wees. Ja. Kinders by ons en ek het al by 'n paar skole skool gegee. Nou ons kinders sê die vermoë waar hulle nie in 'n boks hoef te wees nie. Hulle kan wees wie hulle wil. As jy sterk is in kultuur, kan jy daar floreer. As jy sterk is in sport, akademie ensovoorts. Ja. So dit gee elke kind die kans dat hulle kan wees wie hulle wil wees, sonder om te wonder oor wat mense van my gaan dink. Ja, en is gebalanseerd. Roan, julle noem jouself 'n Christelike skool. Hoe pas dit aan by julle missie en visie? By Lang Eikers Privaat Skool probeer ons werklik waar vir die leerders 'n beskermende en 'n liefdevolle omgewing skep. So dis basies binne hierdie raamwerk waar hulle kan uitleef en dan ook die Christelike ethos en waardes teenoor ander gelowe en dan ook ander kulture wat hulle dan ook kan respekteer. Roan, hoe integreer C-Skulpie KKO en dan Lang Eikers Privaat Skool se kurrikulums?
Seeskulpie Kleinkind Ontwikkelingssentrum gaan van 3 maande oud tot en met graad R. En dan Longeykers Privaatskool van graad 1 tot graad 12. Okay. So op talle gebiede, sportgebied, kultuurgebied, skakel die 2 skole saam. Ons is op dieselfde perseel. So jy kan dit werklik waar sien as een groot Longeykers familie met Seeskulpie wat dan ons voedingsbron is by Longeykers Privaatskool. Aan Seeskulpie, het klink sommer klaar vir my so lekker. Edmund, jy weet nou die hoërskoolhoof is. Hoe groot is julle klasse? Hoe help dit leerders? Kyk, ons klasse is maksimum 25 per klas. So dit help ons baie as onderwysers om meer intensief met die kinders kan werk. Gee ons kanse om meer prakties te kan doen. Longe te dissekteer, in die plante te gaan werk en seker te goed. So vakke wat ek so aanbied soos lewenswetenskappe kan ons baie meer prakties vir die kinders verduidelik. Wat dit baie makliker maak om te verstaan op die einde van die dag. Ja, ek dink en daai praktiese ding dit help natuurlik om maak 'n ouele geïnteresseerd. Edmund, die Weskus natuurlik vir ons almal wil baie graag gaan bly dit maar dit is ook 'n gemeenskapsgedrewe area. Hoe neem julle deel in die omgewing en wat maak julle leerders deel van hierdie ondervinding, want dit lyk so lekker en interaktief daar by julle. Ja, dis ons baie belangrik, dat ons het gemeenskap georiënteerd wees, of ons by die Animal Shelter kos insamel en vir hulle gaan komberse gee, ons na die ou huis toe gaan 'n paar jaar terug, ons daar vir hulle gaan sing net voor Kersfees, en dit maak regtig mense hart bly. Ons het 8 November het ons 'n Legends aand wat ons aanbied, waar ons die algemene gemeenskap gaan nooi om daar te kom kyk, waar ons soos Dani Gerber hulle so is. So ons Facebook bladsy gaan daar vol wees. So ons gemeenskap is baie belangrik vir ons om terug te gee en ook deel te wees van die gemeenskap. Dat ons nie almal in ons klein boksietjie lewe, ons watjies toegedraai word nie, maar kan verstaan wat in die omgewing aangaan en hoe ons mekaar kan ondersteun. Want dis 'n baie belangrike ding van die Weskus, is dat ons mekaar ondersteun en ons weet wie mekaar is en wat belangrik is op die einde van die dag. So daai Weskus hospitaliteit is nie net dis 'n regte ding. Dit gebeur daar by julle. Dis korrek. Edmund Barkhuizen, die hoërskoolhoof en Roan Engelbreg, die laerskoolhoof by Longeykers Privaatskool. Dankie vir die verskil wat julle in julle gemeenskap maak en dankie dat julle vanoggend by ons kom kuier het. Ek is seker die telefone gaan hard lui hierna. Baie dankie. Daar wees net hierna met ekonomiese sake. Ekonomiese sake word met trots geborg deur Waldewee Evergreen, Suid-Afrika se veiligste aftreeoord. Geniet jou volgende hoofstuk met volkomme gemoedsrus in die Kaapse Wynlande. Miskien net 'n paar opmerkings oor Suid-Afrika se plaaslike owerhede of dan munisipaliteite of munisipaliteite in Suid-Afrika. Wat is die finansiële stand van die goed? En die realiteit is baie sleg. Meer as 70% van die Suid-Afrikaanse plaaslike owerhede het sogenaamd gekwalifiseerde audits. Die uitstaande skuld van die plaaslike owerhede is astronomies hoog. In die geval van Eskom skuld die plaaslike owerhede meer as 100 miljard rand net aan Eskom. Die dienslewering van die plaaslike owerhede laat veel te wense oor en ons kan dit almal sien. Almal praat oor die potholes en alles wat daarmee saamgaan. Maar hier's 3 dinge wat ek dink baie belangrik is. Hier's 3 baie belangrike groepe in plaaslike owerhede. Die eerste een is natuurlik die raadslede self of die politici. Nou hulle is 'n belangegroep. Hulle wil verkies word en baie van hulle kan nêrens anders 'n werk kry nie, net so te loop. Nie almal nie, baie van hulle kan. So hulle is loopbaanpolitici. Hulle is 'n drukgroep. Die tweede drukgroep is natuurlik die munisipaliteitswerkers self, wat in baie gevalle glad nie gekwalifiseer is om hulle werke te doen nie. Hulle word aangestel om politieke redes, hulle is lojaal tot die politieke party en hulle word in baie gevalle heeltemal oorbetaal. Die derde belangrike groepie is natuurlik die belastingbetaler of dan in die mense aan die buitekant wat veronderstel is om hierdie tipe van dienste te kry. Natuurlik ons het nie elke tweede maand 'n verkiesing nie, dis periodiek 'n hele klompie jare. So hulle kan die swak diens lewer, hulle kan intussen kan hulle baie tenders uitreik en dis weer is baie magtige posisie vir die plaaslike owerhede of die bestuur van die plaaslike owerhede om in te wees. En dit is hoekom hulle daar so verskriklike bekleierery is om hierdie posisie te probeer vul. Suid-Afrika se plaaslike owerhede en plaaslike owerhede
owerhede wêreldwyd is die belangrikste owerheid, want dis die owerheid waar jy die eerste keer kennis maak met 'n owerheid. Jy het 'n sypaadjie nodig, jy het elektrisiteit nodig, jy het water nodig, 'n veilige omgewing, 'n skoon omgewing om besigheid te kan doen. En ons plaaslike owerhede is een van die belangrikste redes hoekom Suid-Afrika so swak ekonomies presteer, want die plaaslike owerhede werk nie behoorlik nie. Hierna is dit nie sake en vandag is ek en Pieter de Tooy wie se 'n boek sopas verskyn het en ek gaan met hom reeds daaroor gesels. Nuuspersoon van die week, Pieter de Tooy, my gunsteling Pieter, goeiemôre, baie welkom. Hallo Dawie. Hoor ek kan net vir jou sê, baie geluk. Dankie. Maar Dankie ook, Dawie. ek meen, hoeveel boeke het jy nou geskryf? 5de een en die tema behalwe Stellenbosch Mafia was maar die ANC, post-apartheid en die kreeftegang wat die ANC gaan. En as jy hierdie week die tussenverkiesings dopgehou, die ANC se ondersteuning in plekke soos Soweto en elders is besig om 'n groot knou te vat. En ek dink ons beleef nou die einde van die ANC, die groot magtige bevrydingsparty post-94. Dit is 'n oorgangsfase en ek stem heeltemal mee saam, ons is op pad na koalisiepolitiek in Suid-Afrika byvoorbeeld. Maar daai ANC ondersteuners, in die eerste aksie wat hulle gedoen het, die ANC ondersteuners, hulle het ophou stem. Dis die eerste. So hulle het gesê hulle gaan nie meer stem nie. Maar nou kry ek die gevoel hulle begin wel mee te stem. Maar waartoe gaan hulle? Wel, dis die vraag en wat ek met hierdie boek probeer doen, Dawie, is om mense te waarsku en te sê, dit is die volgende generasie ANC-leiers. Nou uit watse tradisie kom Paul Mashatile? Hy kom uit die tradisie van Gautengse korrupsie. Hy kom uit die tradisie van hierdie netwerke wat hulpbronne onttrek uit die staat uit en sy leefstyl word onderhou deur mense met gevestigde private belange. Die ooreenkomste tussen Paul Mashatile en Jacob Zuma is vir my nogal treffend. Beide van hulle het 'n provinsie gebruik as 'n magsbasis, Gauteng, KwaZulu-Natal. Beide van hulle se families rondom hulle word verryk deur staatstenders en staatskontrakte en sou Paul Mashatile nie gebou toe gaan daai netwerke saam met hom soontoe gaan. So jou vraag waarheen gaan ANC kiesers gaan? Hulle moet weet dat dit is die leier wat hulle gaan verkies. Daar's niemand anders nie. Ek bedoel hy is die voorloper. Maar kiesers gaan moet besluit waartoe hulle gaan stem. En dis die uitdaging Dawie, dink ek vir oppositiepartye, want daar is 'n vakuum. Daai kruisies moet ergens heen gaan en die DA, die Vryheidsfront, Action SA gaan moet besluit om hulle self aantreklik te maak vir daai kiesers. 'n filosofiese vraag. Is 'n bietjie van 'n filosofiese. Jy het nou baie politiek al geskryf. Ja. Is dit nodig om kort van politieke partye ontslae te raak of is dit die aard van die dier? Dat as hy te lank in bewind word, raak hy vrot. Wel, as jy kyk na gevestigde demokrasie, Amerikaanse demokrasie, die Britse demokrasie, daar's gevestigde partye wat in die 1700s en die 1800s, jy weet 'n 100 jaar se geskiedenis agter hulle gehad het wat nie meer bestaan nie. Die Whig party in Amerika was die dominante party in die 1700s en 1800s. Niemand het ooit gedog hulle gaan almal het gedog hulle gaan altyd voortbestaan, maar hulle bestaan nie eers meer nie. Dieselfde in die Britse Ek meen die konservatiewe party, selfs die arbeidersparty. Die nasionale party, Dawie, 20, 30, 40 jaar terug het iemand gedog die nasionale party gaan nie meer bestaan nie en hy bestaan nou net in die argiewe van die Universiteit van die Vrystaat. As jy na Afrika geskiedenis kyk, partye van bevrydingspartye, 30 jaar, dalk bietjie langer as 30 jaar is hulle rakleeftyd post-kolonialisme. En dit is presies wat met die ANC gebeur het. Ja, maar ek wil jou weer 'n keer in 'n blik druk oor hierdie vraag oor waartoe gaan die. Waar gaan die kiesers heen gaan? Wat dui die nuutste tendense vir? Wel, dis baie moeilik om dit tans te sê. Wat ons wel met sekerheid kan sê is ANC steun is besig om te taan, maar dit is te midde van minder mense wat deelneem aan die politieke proses en ek en jy het al baie daar gepraat. Die uitdaging is partye moet daai kiesers wat opgehou het om deel te neem aan die proses in hulle kamp kry. Hoekom het ons toegelaat, Suid-Afrika, toegelaat dat mense soos die gebeur? Wel, daai is amper die last man standing, né? Ek bedoel dit is amper die beste wat die ANC het om aan te bied. Hy is iemand wat geld gevat het by van die grootste tenderpreneurs in die Suid-Afrikaanse geskiedenis. So hoekom het ons dit toegelaat dat dit gebeur? Dis 'n vraag vir 'n ander dag, vir 'n langer gesprek, Dawie. Heerlik om jou te gesels weer 'n keer, baie geluk. Dankie, Dawie. Terug na ons sake fokus. Gebore in 'n motorhuis in Kaapstad in 1989, het First Ascent gegroei tot Suid-Afrika se voorste buitelughandelsmerk, met toerusting wat ontwerp, getoets en vertrou word deur die wat vir avontuur leef. Van geïsoleerde baadjies en tegniese basislae tot tente, rugsakke en fietsrytoerusting.
First Ascent dek elke soort avontuur, of dit nou bergklim, 'n wedren of net 'n naweek onder die sterre is. Jy sal gereed wees. Die produkte lyk nie net goed nie, dit is bewys op Everest, dwars oor Afrika per fiets en selfs in die Suidpool. First Ascent toerusting gaan deur die moeilikste toestande en kom sterker aan die kant uit. First Ascent is ontwerp en vervaardig in Suid-Afrika met die nuutste materiale en innovasie. Met meer as 30 jaar se sukses in die regte wêreld, word dit vertrou deur ontdekkingsreisigers, atlete en alledaagse avonturiers. Avontuur is nie net in die wêreld se wildste plekke nie, dit begin die oomblik as jy buitentoe gaan. Met First Ascent dra jy kundigheid, innovasie en Suid-Afrikaanse gees saam met elke tree van jou reis. Kobus Tussen van Aqua Ozone Global en Dr. Sarita Lou is hier 'n gesinspraktisyn vir 20 jaar al om weer vanoggend met ons te kom gesels. Kobus, vertel vir ons van Aqua Ozone Global. Hoe lank bestaan julle maatskappy en hoeveel mense het al belê in julle sisteme? Ons maatskappy bestaan al langer as 20 jaar en spog met meer as 90,000 kliënte wat in ons stelsel en produkte al belê het. Ja. Dr. Sarita, hoe werk hierdie mediese ozon en hoe werk dit in ons liggame? Wel, soos ek kan sê, mediese ozon is 'n geaktiveerde suurstof, so dit werk soos 'n oksidant. So dit verbeter, dit het ongelooflike voordele vir die liggaam. Dit verbeter die metabolisme, dit aktiveer die immuunstelsel, dit help die liggaam teen infeksie en gifstowwe veg en dit help ook soos 'n reset knoppie om 'n bietjie jou liggaam weer in aksie te kry. Is dit nou hoekom welstandskundiges of wat noem mense dit baie meer na sulke terapie toe beweeg? Die rede daarvoor is dat standaard medikasie is deesdae nie meer genoegsaam om kroniese siektes soos outoimmuunsiektes en kroniese moegheid te hanteer nie. So ozon word soos 'n add-on, soos 'n tipe van aanvullingsterapie gebruik om mense te help om beter te voel en beter te funksioneer in vir kroniese kondisies. So ons gebruik dit vir hoë en lae bloeddruk, ons gebruik dit vir diabetes, ons gebruik dit vir stres, ek gebruik dit in my praktyk vir wonde, ek gebruik dit om die lug skoon te maak wanneer ons pasiënte het wat dodelik siek is en die hele tyd hoes, dan sit ons die ozon aan sommer terwyl die pasiënt daar lê en ons gebruik dit vir stres en al sulke dingetjies. Daar is ongelooflik baie voordele tot ozon. Nou Kobus, ek wil dalk nie noodwendig altyd na Dr. Sarita toe gaan nie of na 'n dokterspreekkamer toe gaan nie. Hoe kan ek hierdie stelsel by die huis gebruik? Hoe werk dit? Die voordeel van ons mediese stelsel is 'n klein draagbare stelsel en hy werk met 'n afstandbeheer. En wat lekker is, jy kan hom deur jou hele huis gebruik. Jy kan hom gebruik in jou bad, jy kan gebruik in jou stort, selfs in jou slaapkamer. Jy sit hom aan vir 20 minute en in hierdie 20 minute word dan hoë vlakke van suurstof uitgeblaas, met ander woorde ozon, en dit bly in jou kamer vir so 7 ure lank. En dan vir ons kliënte wat pensionaris is, kan hy ook droog gebruik word op jou matras of op 'n bank. Lekker ding van ons stelsel, hy's gebruikersvriendelik. En hy pas in jou daaglikse roetine, want ou moet elke dag bad, jy moet stort en jy moet slaap, so hy kan nooit 'n wit olifant raak nie. Ja, Dr. Sarita, is dit iets wat jy self in jou praktyk sou aanbeveel? Ek nou gehoor jy gebruik dit, maar gebruik jy dit self? Definitief. Ek gebruik dit self. Ek het 3 ozonmasjiene alreeds. Ek het 2 in my praktyk in Pretoria en 1 in my praktyk in Marlow Park. Ons het dit veral tydens COVID gebruik, maar ons gebruik dit nou meer vir kroniese toestande en wonde en al die dingetjies, so ek beveel dit definitief aan. Kobus, julle het 'n baie spesiale aanbieding vir ontbytsake kykers. Vertel vir ons van die groot bederf. Verseker, ons normale retailprys is R29,200 en net vandag vir die eerste 70 kykers wat belê, gee ons 'n massiewe R7,200 se afslag. Wat beteken die stelsel is slegs R21,999. Dit sluit in die hele stelsel sowel as 'n lewenslange waarborg op die motor. Ja, is daar ondersteuning wat julle vir mense bied as hulle dalk bietjie wonder hoe om die stelsel te gebruik? Kan hulle skakel en sê, hoorie, ek is bietjie onseker? Verseker, dit gebeur gereeld, so hulle kan my kontak, my nommer is op die skerm. Enige navrae, ons kliëntediens is ongelooflik belangrik. Baie dankie julle toe dat julle kom kuier het. Baie Dr. dankie. Sarita Lou en Kobus Tussen Baie dankie. van Aqua Ozone Global. Ons kyk nou na vleissentraal eiendomme en daarna vertel Pieter de Waal ons van sy volgende sakefokus. Hierse geleentheid. 12 uur op 7 November word 'n 630 hektaar weidings- en rivierfrontplaas met waterregte buite Roewel op die perseel opgeveil.
En om 12:00 op 14 November is daar 'n aanlyn veiling van 'n pragtige Somerset Oos eiendom. 3 slaapkamers, woonstel, kantoor, lapa en swembad, plus bewerkbare grond en kraal, leef, werk en boer van die huis af. Ook 'n 339 hektaar droëland, wingerd en sitrusplaas buite Potterville in die Wes-Kaap. 'n Uitsonderlike landboubelegging. Moenie hierdie geleentheid misloop nie. Goeiemôre. Ontbytsake het beperkte spasie beskikbaar gestel in 'n sakefokus op maatskappye in die Waterkloof omgewing van Pretoria. En dit saai in die eerste kwartaal van volgende jaar uit. Hierdie veldtog sluit multimedia reklameplatforms in. As dit vir jou sin maak om ingesluit te word, kontak my sodat ons die volgende stap daarvan kan bespreek. Onthou, ontbytsake, jou ligtyd, jou besigheid, waar jou handelsmerk hoofnuus word. Dankie. Terug na Corlie. So 'n glasbotteltjie is altyd vir my die maklikste manier om so 'n slaaisous te meng of aan mekaar te sit. En as daar oorbly, berry jy dit sommer net so met die doppie in die yskas vir môre. Nou die bestanddele vir die slaaisous is eenvoudig. Ek het dit hier alles in die bakkies gesit, maar ek gaan dit sommer vir jou opnoem. Dit is appelasyn, olyfolie het ek sommer klaar in die botteltjie, Dijon mosterd, 'n appelsous en dis daai een wat jy sommer so klaar in die ook 'n glasbotteltjie koop op die rak, heuning, sout en swart peper en dan al wat jy doen, jy sit al hierdie bestanddele hier binne-in, maak hom toe, skit hom en is gereed. So kom ons pak gou hierdie slaai. So die maklikste manier wat ek gewoonlik vind om 'n slaai te doen is om al die bestanddele so uit te sit en jou bakkie te hê en dan al wat jy doen is jy gooi dit so in sulke pizza snye en dan weet jy dis al jou bestanddele en op die ou end meng jy dit net bymekaar. So ek gaan sommer gou begin en wat jy wel kan doen is jy kan 'n bietjie van dit oorhou en dit net bo-oor sit dat die mense daarom kan sien wat is in jou slaai. So ek hou hierdie bietjie wat ek oorhou is vir bo op later. En dan hierso is die eie. Ek weet baie mense hou nie van rou eie in hulle slaai nie, dan haal jy dit dood eenvoudig net uit. Hierso is pompoenpitte. Jy gaan sien ek los so 'n bietjie van alles oor. Hierso is my appels. Onthou daai suurlemoen, dan verkleur jou appels nie. Dit sit dus so die een kant. En dan natuurlik my neute. Hierdie is, ek dink 'n mens eet die slaai agter hierdie neute aan. En dan heel laaste kan jy sommer die feta koso vat en net bo-op krummel en dan gaan jy dit nou meng. Nou as jy nie een van hierdie bestanddele in die of as jy nie een van die bestanddele in die slaai hou nie, dan vervang jy dit net met iets anders wat in jou yskas is. Maak dit tog net vir jouself lekker asseblief. Nou ek vervang baie keer die appels met byvoorbeeld pere of perskes of selfs nie 'n rooi appel nie, 'n groen appel. Nou maak jou resepte pret en speel met hierdie bestanddele en met jou kos. Nou as ek terug is, dien ek vir ons op. Nou is dit eers oor na die sakewinkel en Charlene vertel ons van die afslagbewyse wat jy kan koop vir een van die Sunshine Leisure se pragtige lodges. Nou hierdie tyd van die jaar is ons almal effe vuisvoos myself en Kleis. Daarom is vandag se sakeslag ideaal. Dis 'n afslagbewys vir die pragtige Bannock Lodge net buite Stellenbosch waar 'n mens weer jou batterye bietjie kan herlaai. Al wat jy moet doen is besoek die sakewinkel op ons webblad, klik op kaartjies, kamer en koop jou afslagbewys daar wat jou dan 'n 50% besparing in die sak sal bring wanneer jy 2 nagte met ontbyt Bannock Lodge bespreek. Doen dit sommer nou, want net 5 is beskikbaar. Nou is dit eers tyd vir bitterlekker musiek met Almay Cheer en sy sing Kos vir my siel. En dan gesels Leon met Silje Brink. Maak my heel, jy is die lewe in my.
siel, stil die honger in my. Voed my hart, gee my krag, ek het so lank by jou gewag. Voed my hart, maak my heel, jy is die lewe in my Wat 'n voorreg om vandag Celie Brinkie by ons te hê. Nou Celie, ek wil nou net weer hoor, ek het nou daar's 'n rioolpyp voor my huis wat ek net wil net onder jou aandag bring. Kyk, ons kry dinge gedoen. Dit is 'n raadslid se job om te weet wat aangaan en om dit te rapporteer. Ons maak dit nou nie self reg nie. Ja. Dis wat baie mense dink. Jy's daar met 'n pik in 'n graaf. Waar is jy nou met jou en 'n pik? Ek het mos jou 'n uur gelede gebel, maar Maar nou nog na al die tyd is daai vir jou, want ek bedoel ons het nou van die stel af gepraat oor hoe belangrik dit is om in voeling te wees met wat die mense wat jy dien se behoeftes is en dies meer. Raak dit nie bietjie irriterend as jy nou hier 'n WhatsAppie deurkom, jy weet, na al die tyd. Kyk, dis baie swaarder vir ons wijkraadslede. Ek is nie 'n wijkraadslid nie. Ek word op 'n lys verkies. Dit beteken nie ek het nie 'n job nie. Dit beteken jy is nie daar met die pik nie. Ek ondersteun die span wat in die frontlinies is. So dis baie swaar op hulle en hierdie wijkraadslede word maar baie keer die slaansak van die gemeenskap. En jy moet weer van hulle hoor jy moet hulle ondersteun en jy moet hulle help en raad gee en dies meer, Maar die man agter of by die huis, laat ons vinnig net daarby uitkom. Ek wil julle het nou gepraat oor jou vrou en hoe julle ontmoet het en so. Vertel ons bietjie van jou gesinslewe en jou kinders en daai tipe van ding. Ja, kyk, my vrou is so die anker van my lewe. As ek nie haar gehad het nie, dan ek weet nie waar ek sou opeindig nie. Jy weet, dit bring so 'n bietjie balans in die lewe en na die tyd of soos wat die tyd verloop, besef jy dis eintlik wat belangrik is. Hierdie ander goed is nie so belangrik nie. Jy weet, jy kan die wêreld en die stad probeer red, maar as jou eie huis nie in orde is nie, dan beteken dit nie veel nie. So dis vir my baie belangrik. Ek is baie besig, baie keer tot laat in die aand. So vir my is Sondag vir altyd saam met die gesin. Dis vir my baie kosbaar. Hoe hou jy hulle uit daai kollig uit? Want ek bedoel jy beweeg heeltyd in kom ons noem dit nou maar die spervuur. Hoe skep jy daai afstand tussen gesinslewe en Kyk, gelukkig ons is nie soos Amerika waar die politici noodwendig celebrities is nie. So jy weet, ons is bekend in ons area en mense weet daai is nou die burgemeester of die voormalige burgemeester se kinders. Maar ons probeer dit maar so normaal as moontlik maak. Jy weet, toe my seentjie gehoor het ek is nou die burgemeester van die stad, jy weet. Tog julle gaan nou in 'n herehuis intrek. Nee, hy het gedink dit iets met burgers uit te maak. Wel. So jy hou die balans in jou burgermeester. Ja, en daar was so 'n insident gewees waar EFF raadslid hier die einde so op my geskree het en my dogtertjie het my gevra, "Papa, hoekom is daai tannie so kwaad vir jou?" En ek het gesê, "Ek het geen idee nie, my skat." Maar kyk, jy probeer maar aspekte van jou lewe integreer sodat hulle nie heeltemal afgesonder is van jou werk nie. Is daai nou dat jy praat van die dame wat op jou geskree het, is baie van dit ook maar soos die Engelsman sê smoke and mirrors. Ja, dis teater. So na die tyd dan groet julle mekaar weer en julle is weer vriendelik mekaar. Kyk, daar's sekere mense wat jy nie lus het om te groet nie, want vir my is dit half, jy weet, dis half 'n bietjie vals. Jy weet, hier's jy nou op die teater en jy gee voor hierdie persoon is boos en nou later lag jy. Dis amper so 'n bietjie vals. Maar dit is baie van die politiek is maar teater. Ja. En is daar tans, waarmee hou jy jou tans besig? Want ek dink dit is ook nou natuurlik, mense wonder, waar Celie Brink, wat doen jy nou? So ek kan nie net 'n politikus wees nie. Ek werk as 'n regsadviseur deeltyds, maar ek is ook die DA se burgemeesterskandidaat vir aanstaande jaar se algemene of se plaaslike regeringsverkiesing vir die metro. En dit is vir my baie belangrik want dis die werk waarmee ons begin het. Ek was 18 maande in daai job gewees. Die koalisies het verskuif en verval en so aan, maar die kiesers moet nog hulle besluit hê. En ek dink dit gaan 'n baie belangrike geleentheid wees. Dit is my hooffokus op hierdie stadium. Celie, net 'n vinnige laaste vraag. Glo jy nog in Suid-Afrika en dit wat jy verteenwoordig? Absoluut. As ek dit nie geglo het nie, het ek probeer om iets anders te doen tans. Ek glo dit en jy moet dit glo as jy in 'n posisie is soos ek, want jy moet opofferinge maak. En ek het gesien wat ons kon regkry met 'n goeie bestuur, met 'n goeie kultuur, met 'n paar verskuiwings. So ja, ek glo en ons moet aanhou glo, want dit is gewoonlik die ouens met die positiewe ingesteldheid wat die ding reg het aan die einde van die dag. Wel, ons sê vir jou dankie en dankie dat jy by ons kom kuier het vandag. Ek los jou in die bekwame hande van die heer Dawie Rood
en geniet dit. Baie dankie. Tyd vir Kibbesake en met die oog op ons gas vandag, Celia Brink, het ons julle gevra wat julle eerste ding is wat jy sal doen en verander as jy die dag burgemeester van die dorp sou word. Daar's 'n paar dinge wat ek aan kan dink, maar ons het 'n paar uiteenlopende antwoorde ook gekry. Op 'n ligte noot het Jacobus J. Meisenheimer laat weet: "Ek sal vrugtekoek en rosientjies in alle kos verban behalwe in gemmerbier. Jy is ons held." Absoluut. Ek bedoel rosientjie, dit is simpel ding. 'n Uitgedroogde druif. Dis baie soos jou persoonlikheid. Ek bedoel dit nie lelik nie. Marco Terblanche is ernstiger en hy skryf: "Ek sal begin luister na die jong mense." Ja, hoor jy? Hoor jy wat hy sê? Donna Lee Fritz is begeesterd. Sy het beslis 'n paar wenke vir Celia as hy weer burgemeester word. Sy sê: "Ek sou seker maak ons dorp is skoon, veilig en vol geleenthede vir jong mense. Ek sou meer bome plant, speelplekke verbeter en 'n plek maak waar almal trots is om op te bly. En ek sou sorg dat ons dorp 'n plek word waar mense mekaar help en glimlagte gratis is." Ek hoop Celia luister, is nou tyd vir fokus op ons sake. En die rosientjies sê jy. Droog. Agile Bridge is 'n gevestigde sagteware firma met meer as 20 jaar ervaring in die ontwerp en ontwikkeling van oplossings. Hulle dienste word deur ondernemings in Suid-Afrika en internasionaal gebruik. Agile Bridge spesialiseer in besigheidsapplikasies, mobiele toeps en AI-gedrewe toepassings. Of jy in die bankwese, versekering, motorhandel of met betalingsstelsels werk, daar's 'n goeie kans jy gebruik 'n stelsel wat deur hulle kode aangedryf word. Agile Bridge se mense is passievol, tegnies kundig en ervare met die vermoë om komplekse probleme op te los. Dean Kugelenberg is die uitvoerende hoof en Robert McMiniman is die uitvoerende hoof van tegnologie van Agile Bridge. Goeiemôre meneere. Môre Dawie. Jammer oor my uitspraak van jou naam. Maar ek het probeer. Jy het hom reg gekry. Hoe het hom reg gekry? Jy het hom reg. Dion, hoe oud is Agile Bridge en wat doen julle ouens? Agile Bridge is 'n tegnologiemaatskappy. Ons doen sagtewareontwikkeling. Ons is nou al 22 jaar in die bedryf. Ons doen enterprise applications. Meeste van ons kliënte is in bankwese, versekering, mynbou, medies, motorhandel. En ons bou apps vir die enterprise mark. Lekker talentvolle span wat werk. Ons het kliënte in Suid-Afrika en internasionaal. En ons verwesenlik die drome van maatskappye wat sagteware ontwikkel. Tegnologie en vaardighede, dis die ding wat die moderne ekonomie vorentoe dryf. Maar hoe kies julle daardie tegnologie? Ja, en as jy kyk, ons naam is Agile Bridge Considered Software Solutions. So ons begin gewoonlik nie by die tegnologie nie. Ons begin eintlik by die wat. Wat wil jy bou? Wat is jou droom? Wat is jou probleme? Dan vat ons daai pakkie bymekaar en dan kies ons die regte tegnologie vir daai pakkie. Maar as mens praat vandag van tegnologie, dan is dit onvermydelik jy praat van kunsmatige intelligensie. So wat 'n impak en wat 'n rol het dit? Wat dink jy gaan van dit word? Nee, verseker AI is die beste tegnologie wat al met ons industrie gebeur het. Weet nie net maak dit die ouens vinniger werk nie, dit maak hulle actually die werk word makliker en ons is baie meer akkuraat. Gaan mense hulle werke verloor? Nee, dis maar net 'n verandering in die manier van werk. Weet, soos jy ons wat perdekarre gebou het en nou staan combustion engines, is maar net 'n verandering in tegnologie. Werk gaan verander. Maar ons kan sien, ons ondervinding is dat AI maak werk definitief meer waarde vir geld vir ons kliënte in ons bedryf. Ons is baie opgewonde daaroor in 'n goeie toekoms. Vertel my van julle internasionale kliënte. Ja, Dawie, ons is gelukkig genoeg om so 15 jaar terug die geleentheid te kry om 'n projek te doen saam met 'n multinasjonale maatskappy oor see. Dit ons toegang gee na die internasionale mark en een kliënt vir 'n ander kliënt vertel, nog 'n projek en uiteindelik het ons die geleentheid gehad om soos vandag as hier staan, werk doen van Australië, Korea, Japan, Suidoos-Asië, Europa en Amerika. En weet, Suid-Afrika is eintlik in so 'n posisie dat ons kan diens lewer in al die tydsones. Ja. En ons het eintlik 'n baie hardwerkende kultuur, talentvolle mense en die internasionale mark soek dit. So jy sê is jong mense aanbeveel om in die sagteware ontwikkelingsmark in te gaan. Loopbaan daarvan te maak. Ons is baie passievol oor die jong mense, veral Suid-Afrikaners om in hierdie bedryf betrokke te raak. Daar is groot geleenthede vir ons weer eens. Ons sit in 'n baie spesifieke plek om die internasionale mark te diens. Ons sê as jy belangstel, gaan soek jy na 'n tegnologiemaatskappy, kyk of jy internskap kan doen, gaan doen vakansiewerk
en klop aan by ons deur as jy 'n graduate is en 'n graduate program wil doen. Ja, en ek dink die toename in produktiwiteit as jy van hierdie verskillende sagteware gebruik maak kan werklikwaar 'n baie groot verskil maak. Verseker, dis 'n baie opwekkende opwindende industrie. Ja, doen julle op 'n of ander manier wat se impak die voor en na op julle kliënte het? Ja, nee, verseker. Een van ons groot kliënte, 'n groot motorhandelaar, kan ons letterlik daagliks sien hoe die verkope en die aankope van voertuie 'n verskil maak, hoe jy tegnologie aanwend. Kunsmatige intelligensie verseker, ons sien dit elke liewe dag. Ja, groot verskil. Dit is baie belangrike besighede om seker te maak. Twee dinge. Die beste in die nuutste tegnologie en die vaardighede wat daarmee saamgaan. Agile Bridge is 'n Dion Koegelenberg, uitvoerende hoof, en Robert McMiniman. Asai. Probeer weer ek uitvoerende hoof van tegnologie. Dankie dat julle by ons 'n draai kom maak. Ja, dat ek dit herhaal. Daar's twee dinge vir 'n suksesvolle besigheid. Jy moet seker maak dat die mense die werklik die regte vaardighede het, skills het. En die tweede ding is jy moet seker maak dat jy heel nuutste tegnologie in die wêreld. Volgende aan die weerd is Wal de Wie se Evergreen in herinnering aan Pieter de Waal se volgende sakefokus. Daarna vertel Leon ons van 'n kompetisie op ons sosiale media. Wal de Wie Evergreen, geleë binne Suid-Afrika se nommer 1 landgoed in die Parel-Franshoekvallei, is die veiligste aftreeoord ter wêreld. Hier ervaar jy volkome gemoedsrus en 'n leefstyl soos min. Die aftreeoord vir individue 65 jaar en ouer bied 24 uur gesondheidsorgbystand, asook 'n toegewyde ambulansdiens op die perseel. Stylvolle 2 en 3 slaapkamer losstaande huise is beskikbaar vanaf 5,4 miljoen rand. Sowel as 1 en 2 slaapkamer luxury suites vanaf 2,1 miljoen rand. Huuropsies vir die luxury suites is ook beskikbaar teen so min as R16,000 per maand. As inwoner geniet jy toegang tot die 4000 vierkante meter Wal de Wie Evergreen Lifestyle Centre, die grootste leefstylsentrum van sy soort in Suid-Afrika, plus onbeperkte toegang tot al die wêreldklas geriewe van Wal de Wie Estate. Besoek waldewieevergreen.co.za en kom wees deel van ons dinamiese gemeenskap van meer as 550 inwoners. Ontbytsake projekbestuurder Pieter de Waal doen 'n sakefokus in die Waterkloof omgewing van Pretoria en hy nooi alle besigheidseienaars vandaar om hom te kontak en gebruik te maak van die uitstekende bemarkingsgeleentheid. Dit word op 14 Maart 2026 uitgesaai. Man, ek raak sommer weer gesond as ek daai slideshow kyk. Dis weer kompetisietyd op ons webblad en die keer gee Hussar Security and Defence Solutions 'n hommeltuig sekuriteitsoperasie vir 7 dae en 7 nagte ter waarde van R28,000 weg. Dis natuurlik ideaal vir plaaseienaars of groot besigheidspersele wat sekuriteitsuitdagings het, want hulle hommeltuie sal jou sekuriteit 'n groot hupstoot gee. Om in te skryf, gaan na ons webblad ontbytsake.co.za, klik jy op wen sake. Daar wie gesels nou met Dr. Judy in leefstylsake. Jou vel is so uniek soos jou vingerafdruk en Biomedical Emporium se oplossing is so uniek soos jy. Klinkklare wetenskap, beskikbaar uit die liefde vir jou vel. Regte mense, regte vel, regte wetenskap. Dr. Judy Pretoria is die uitvoerende hoof van Biomedical Emporium. 'n Ou bekende by ons. Hallo Judy. Hallo Davie. Ons praat nou vanoggend oor die brein en die vel, soos jy noem, aksis. Nou ek weet die kinders is nou besig om te leer vir matriek en so daar's 'n vreeslike spanning op die spel, maar wat is die verband tussen jou vel en jou brein? Dat kan tog nie verband wees nie. Nou hierdie is eintlik 'n bietjie van 'n komplekse gesprek, nê, want dit is presies soos jy genoem het, vel en brein aksis, skin and brain axis. So daar's 'n vakgebied wat bekend staan as psigodermatologie en dit is eintlik wanneer of om meer beter te beskryf, daar's 'n direkte verwantskap tussen jou brein en jou vel oor dat dit deel vorm van die selle-embrionale laag wat bekend staan as die ektoderm. So eintlik al wat ek probeer sê is dat as jy emosies het en daar sekere geestestoestande, gaan dit 'n fisiologiese impak hê op jou vel en natuurlik andersom. En van hierdie psigologiese of geestestoestande, emosies wat ons ervaar, is byvoorbeeld 'n ou bekende stres.
As jy stres, is jou streshormoon deur die dak, die kortisolproduksie en dan gewoonlik kry mense 'n bietjie ekseem en hulle kry akne, hulle sweet vreeslik op die vel. 'n Ander kondisie kan natuurlik wees angstigheid. En kyk 'n bietjie wat gebeur met mense wat angstig is. Hulle begin hulle hare te trek of hulle druk hulle vel vreeslik, hulle krap hulle vel vreeslik. Of jy nou kou naels. Jy kou naels en so voort. 'n Ander geestes of emosie, kom ons noem dit 'n emosie, is wanneer jy bietjie depressief is. En daar kan daar wees 'n tekort aan motivering om na jou vel te kyk. So jy kan bietjie verswakte higiëne hê. Jy kan sensitief wees tot die omgewing en pyn ensovoorts. En dan vat jy dit nog 'n bietjie verder deur te sê, goed, wat nou van hierdie obsessiewe kompulsiewe versteurings, byvoorbeeld wanneer jy te veel was en skrob ensovoorts. En 'n ander een is natuurlik die selfvernietigende sindroom. En dit is wanneer mense byvoorbeeld regtig obsessief is oor hulle imperfeksies. En daai imperfeksies kan natuurlik wees, jy gaan vir te veel kosmetiese prosedures, plastiese chirurgie byvoorbeeld, of natuurlik 'n bietjie meer ernstig wanneer mense hulle self begin sny ensovoorts. So daar is definitief 'n selfvernietiging tipe van 'n ding wat plaasvind en dit is sigbaar op die vel self. Wat ek nou vir jou wil vra, jy sê nou die verband tussen mense siege of jou Yes. geestestoestand, kom ons noem dit so, en jou vel. Maar dan kan jy tog nie die probleem oplos deur iets op die vel te smeer nie. Dit nie die oplossing. Dit gaan soveel dieper en dis hoekom dit eintlik 'n vakgebied op sy eie is, psigodermatologie, want daar's hierdie sielkundige element wat ook moet inkom en mense moet maar net weet dat emosie speel 'n rol, want die verwantskap, die as waarvan ons praat van jou senuweestelsel word hierdeur geaffekteer, jou endokriene stelsel, met ander jou hormone word hierdeur geaffekteer, jou immuniteit word hierdeur geaffekteer en al hierdie elemente kan jy fisies op iemand se vel sien. So wat kan jy doen om te help? Is natuurlik probeer oefen, probeer 'n doelgerigte veldsorgroetine hê, jou 3 stappies in die oggend, was, serumpie en 'n roompie en dieselfde in die aande, probeer genoeg slaap inkry, en mediteer en probeer werk aan jou algehele geestesgesondheid soos wat goed werk in jou lewe. Kyk ontbytsake. Net so. Dit gaan help. Dr. Judy Pretorius, uitvoerende hoof van Biomedical Emporium. Baie dankie dat jy my ons raai gemaak het. Ek leer so vreeslik baie by jou. Dankie dan. Dankie Judy. Nou hierna is dit finansiële sake met Charlene en sy gesels met King Price. Een naam is nooit net 'n naam nie. 'n Naam, 'n reputasie word gemeet nie aan wat dit sê nie, maar aan wat dit doen. Beskerm jou besittings en verseker jou finansiële toekoms. Kontak ons. Wynand van Vuren en Rochelle de Lucia kuier vandag hier by ons van King Price. Jy kan maar ontbytsake ereklere kry. Ja, maar baie dankie. Ek sal dit vat. Jy het vandag vir ons 'n kollega saamgebring. Vertel vir ons, wat doen Rochelle? Brag bietjie oor haar. So, ek kyk en ek kan baie met haar bereik, né? Sy is ons uitvoerende hoof van die kommersiële besigheid van King Price, maar dis nie al nie. Van al ons finansiële adviseurs, soos Dawie altyd van hulle praat, ek sê sommer makelaars. Ja. Al daai besigheid. Kyk, en sy lyk nou so saaklik, maar sy is eintlik lekker stout en besig met die makelaars en gaan aan. Ja. Rochelle, baie welkom jou Baie eerste keer hier by Ontbytsake. Vertel vir ons van die kommersiële dekking wat King Price bied. Ons het eintlik 'n paar lekker verskeidenheid van tradisionele sake, besigheidsversekering tot en met ingenieurswese, landbou, oesversekering. Ons is nogal redelik groot in dit. En almal is welkom by julle. Klein sake ondernemings, medium groot, die groot korporatiewe, almal. Almal. Ja. Wat lekker is daar's geen besigheid wat ons nie bereid is om vir jou kwotasie op te gee of verseker is nie. As jou risiko reg is, doen ons dit vir jou of dit nou geboue is. Maak nie saak of jy produseer of boer nie, ons staan reg om jou te verseker. En hierdie kommersiële dekking, 'n groot deel daarvan doen julle ook deur julle adviseurs. Ja, dit is my altyd so erg as mense dink, jy weet, ons doen dit net, ons is net 'n direkte versekeraar. Amper 90% van al ons kommersiële besigheid is deur ons finansiële adviseurs en ek moet nou sê Rochelle en haar span weet hoe om 'n makelaar te bederf, vir hulle te gee wat hulle nodig het om vir die kliënte die beste te Die gee. koninklike diens as jy daarna Presies. verwys.
Presies, net verlede dit. week. Rochelle, nou julle benadering is nie uniek, vertel vir ons 'n bietjie meer daarvan. Wel, ek dink ons sien ons makelaars regtig as Vennote. vennote. Ja. En nie net die middelman nie. So ja, ek dink ons het 'n baie lekker kultuur. Ons is bietjie daar's pret en Fun with a little bit of madness. So julle, ja. julle vat julleself nie te ernstig op nie, maar dit wat julle doen is julle baie ernstig. Ja, 100%. Ja, eise diens, jy weet, alles wat daarmee saam. En hoe gaan 'n makelaar nou te werk as hy wil besigheid doen met King Price? Dis baie maklik. Jy stuur 'n e-pos na daardie e-posadres op die skerm en maak seker ons ons stuur nie iemand wat jy nou nie gaan ken wat daar by jou uitkom nie. Rochelle kom self, ek kom, wie jy ook al wil sien. Ons maak seker dat ons gee vir jou die beste dekking, beste premie wat jou spesifieke besigheid nodig het en ook saam met jou, weet as dit 'n makelaar is, ons kom na jou toe, 'n onderskrywingshuis. Ons het baie met wie ons besigheid doen. Nooi ons, stuur daai e-pos sommer vandag nog. Ons kom graag uit om te kom. Julle het 'n slag geslaan met Hani, 26 jaar of plus ervaring in die versekeringsbedryf en ek kan sien dat sy vir julle baie werk. Dis baie dankie dat jy vanoggend Baie saam kom kuier, dankie. Rochelle. Onthou daardie lekker afslagbewyse vir Banhoek Lodge wat jy in die sakewinkel kan koop. Gaan kry dit sommer nou en daarna maak Corlie vir ons die kos klaar. Die week in Ontbytsake se sakewinkel. Koop 'n afslagbewys en ontvang 50% af vir 2 nagte by Banhoek Lodge. Ontbyt ingesluit. Slegs 5 beskikbaar, so vinnig spring. Nou slaai is slaai. Die belangrikste vir my is altyd dat daar elemente van vars kraak, soet, suur en sout is. En ek speel gewoonlik met kleurkombinasies en ek beloof jou mense om jou tafel gaan beslis anders begin kyk na slaai. Nou kom ek sit hierdie kos op die bord. Jy sal sien ek het hier in die bak sommer reeds om lekker gemeng. Die sous het ek oorgegooi, weer 'n keer gemeng en daai ekstra bestanddele wat oorgebly het ek dan nou net so bo oor die slaai gegooi. So al wat jy nou kan doen is jy moet nou net so groot skep en wat dalk ook 'n idee is, jy kan altyd jou bord vat en dan kan jy, soos ek nou dit in een groot bak gemeng het, so kan jy dit dan ook in individuele bakkies dan nou doen. En maak seker jy kry van al hierdie bestanddele op die bord. En dan al wat jy nou doen, is dan, ek het wel die hoender se stokkie, het ek nou net afgetrek, tensy jy hom heeltemal op die bord wil sit, maar hierdie is ontbeende tye, so daar's nie 'n beentjie wat jy daarin gaan kry nie en dan sit ek so 2 of 3 van hulle net so bo op die bord. En dit is so maklik soos dit. Deel bietjie met ons op Facebook jou gunsteling slaai kombinasie of probeer my resep. Dis op die Ontbytsake webtuiste gelaai. Nou geniet julle naweek en onthou julle kan ook ons glanstydskrif gratis op die web aflaai. Hierna gesels Dawie met Celia Brink. Vier 25 jaar van Ontbytsake met ons digitale tydskrif. Dis 128 blaaie van gratis aanlyn leesgenoot of om af te laai. 'n Beperkte aantal harde kopieë, geteken deur jou gunsteling aanbieder, is ook te koop. Besoek ontbytsake.co.za en klik op Sakewinkel vir jou gratis Ontbytsake aanlyn tydskrif. My beurt om met Celia Brink te gesels. Ek sou graag miskien ons gesprek so 'n bietjie op 'n filosofiese vlak wil begin, as ek mag. Wat moet 'n plaaslike owerheid doen? Wat is sy primêre funksies? Die belangrikste funksie is om infrastruktuur vir sekere goed te verskaf. Krag, water, riolering, vullisverwydering. Jy het nou genoem daar's 3 spelers in plaaslike regering, die belastingbetalers, die amptenary en die politici. Nou as die belastingbetalers hulle bydra aan daai munisipale mandjie maak, is daar 2 afdelings in daai mandjie. Een deel van die mandjie is bedryfsuitgawes, salarisse, kontrakteurs, dies meer. Die ander deel van die mandjie is kapitaal, wat jy vulliswerke mee bou, paaie mee regmaak, goed bou. Krag en water in stand hou. Die probleem met plaaslike bestuur is dat daai deel van die mandjie wat gewy is aan infrastruktuur, het oor die jare
kleiner en kleiner geword terwyl die deel aan bedryfsuitgawes al hoe groter geword het. Hoofsaaklik salarisse. Hoofsaaklik salarisse, maar daar's ander goed ook. Soos vat water byvoorbeeld en watertankers, hierdie watertankermafias. Ja. Hier in Johannesburg en Pretoria is daar al hoe meer wateronderbrekings en dan wat stuur jy in as 'n noodmaatreël? Watertankers. Nou hoe meer jy in watertankers bestee, hoe minder moet jy noodwendig aan die herstel van pype en die aanlê van infrastruktuur spandeer. En dit skep 'n bose siklus. En ongelukkig, die derde groep in daai spannetjie, daar's al hoe meer politici en al hoe meer amptenary wat vir hulle welvaart afhang van daai besteding, laat mense water moet kry van tankers in plaas van water in Maar krane. dis amper 'n onoplosbare probleem hierdie, want die bestuur, die politici, hulle is deel, soos hulle sê, on the take. Die amptenare word in meeste gevalle waarskynlik oorbetaal en baie van hulle is waarskynlik ook deel van 'n korrupte. En die enigste groep van hierdie drie wat in die kortste intrek is onvermydelik die belastingbetaler. Dis baie maklik om oorweldig te raak deur hierdie probleem, maar jy moet op 'n punt begin. En vir ons is dit, maak seker jy stel die beste moontlike amptenary in. Kyk, die hele Suid-Afrika misluk nie. Daar's dele van die land wat redelik goed vaar. Alles is nie perfek in Kaapstad nie, maar dinge is beter daar. Die basiese goed word reg gedoen. So jy moet die regte topbestuur aanstel en jy moet ontslaa raak van die ontplooide kaders, want sonder dit gaan jy nie die kultuur van die organisasie kan verander nie. Ek wil net vinnig gesels oor die inkomste van veral die metros. Dis natuurlik eiendomsbelasting hoofsaaklik en natuurlik van die nasionale regering kry hulle ook 'n gedeelte. Daai basis van die eiendomsbelasting, wat die grootste deel van die inkomste is op waardasies gegrond. Dis reg. Stem jy saam met dit? Weer 'n keer 'n filosofiese vraag. Dat dit op waardasies gegrond moet wees. Kyk, is bitterlik moeilik want jy moet 'n manier hê in plaaslike regering Jy kan dit per fonds. capita finansier. As jy dit per capita doen, dan gaan jy waarskynlik vanweë die ongelykheid, jy gaan nie genoeg geld kan insamel nie. So ek's oop vir 'n gesprek oor 'n ander model. Maar die ander ding wat gebeur het is natuurlik in die verlede het munisipaliteite 'n wins gemaak. Jy kan nie eintlik 'n wins noem nie. Kom ons noem dit maar 'n surplus gemaak op die verkoop van krag. Ja. Nou met die ineenstorting van Eskom, die bo-inflasie verhogings wat deur NERSA goedgekeur word, is daar nie meer geld uit daai elektrisiteitsbesigheid uit nie en moet jy noodwendig die geld wat jy vir elektrisiteit kry op elektrisiteit spandeer. So dan maak baie van hierdie munisipaliteite dit op deur die erfbelasting onnodiglik op te sit. Maar ek dink dat die hele stelsel nie noodwendig platgetrek moet word nie. Hy kan nog gemaak werk word, maar ons kan 'n gesprek hê oor hervorming. Ek kan vir jou vertel, nee, en ek nee, Tolpa is 'n goeie voorbeeld daarvan. Hier is 'n belastingweerstand besig om op te bou in hierdie land. Definitief. En die dag is dit behoorlik pos wat gaan jy dit nie omkeer nie. Absoluut. En in dorpe soos byvoorbeeld Pretoria en so is deel daarvan. Vertel, maar kom ons kyk na die moontlikhede. As ons maar kyk die politieke ontleding doen wat die aflaaste tussen verkiesings gewees en so, en dis baie duidelik die ANC is onder baie druk. Dit lyk my nogal kry ek die indruk dat die kleiner partye maar ook die DA besig is om te wen. Wat dink jy is nou regtig realisties? Jy het laas 32% gekry in die Tshwane Metro. Ja. Wat dink jy? Gee vir my rofweg. Wat verwag julle hierdie keer? So die opiniepeilings wat gelek het en Helen hulle is baie kwaad daaroor dat iemand dit uitgelek het, maar dit was die peiling gewees, het ons op 49% in die Tshwane Metro gehad. Nou dis baie belangrik om nie te opgewonde te raak daaroor nie, want 'n opiniepeiling is net 'n snapshot. Jy weet die dinge kan verander soos wat jy nader aan 'n verkiesing gaan, maar dit wys dat daar potensiaal is. Die ANC is besig om ineen te stort en soos wat jy met Pieter de Tooy gesels het, is die vraag nou, wat gaan dit vervang? Ek dink nie noodwendig net goeie dinge gaan gebeur nie, want baie van hierdie kleiner partye gaan maar net die manier van die ANC voortsit. So dis belangrik en dit is die werk wat ons intern in die DA gedoen het. Maak seker dat jy 'n alternatief bied vir die ANC. Ja. Dit help nie jy is 'n afgewaterde weergawe en jy doen presies dieselfde goed wat die ANC gedoen het. Maar nou het jy hulle kampsdag vervang nie. Ja, ek wil jou reeds vra oor hierdie koalisie want dit lyk my dis waar ons op pad is. Maar eers vinnig, maar ons gaan loer by ons gewaarborgde vliegborg en dan is ek ons leer terug. Ontbytsake word met trots gevlieg deur FlySafair. Besoek flysafair.co.za en gebruik hulle laagkoste soekfunksie vir die mees bekostigbare vlugte na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. FlySafair, vir die liefde van vlieg.
Kom ek sê vir jou so, nou, as jy 49% kry, nou, dan koop ek vir jou 'n bier. Ek dink nie julle gaan dit sien nie, maar ek dink julle gaan beter doen. Maar die punt wat ek dink ten minste 'n bottel vonkelwyn. Maar ek dink wat wel die punt is, julle gaan waarskynlik beter doen. Maar die punt, die vraag wat ek eintlik wil vra, is dit is onvermydelik. Hier's koalisiepolitiek op pad in Suid-Afrika. As ek kyk wat in koalisiepolitiek gebeur het in Suid-Afrika, is ons nog nie volwasse wat dit dan betref. Daar's 'n paar voor die hand liggende natuurlike spanmaats vir julle. Ek dink aan die Vryheidsfront byvoorbeeld. 'n Party wat my baie teleurgestel het die afgelope tyd is Action South Africa. Dit was ook 'n natuurlike spanmaak vir julle. Wat is wie is die tipiese partye met wie julle koalisie veral in Pretoria kan vorm? Kyk, ek wil begin deur 'n bietjie van die komplikasies van interne partybestuur te bespreek. In die eerste plek moet jy 'n beleid en 'n wêreldbeskouing hê. Dit help nie net dis rondom 'n persoonlikheid gebou nie. En dis ongelukkig so in Suid-Afrika. Meeste van die partye is rondom Malema, Mashaba, De Lille, alles is 'n persoonlike brand. Nie 'n wêreldbeskouing nie. Die tweede ding is jy moet verkiesingskonferensies hou. En dis die vervelige deel daarvan. Jy moet mense, jy moet takke stig, jy moet leiers verkies. Dit help nie jou stigter bly die leier van die party. So daai kwessies is die belangrikste vir koalisievennote. Soos wat jy genoem het in die Tshwane Metro, ek het baie goed oor die weg gekom met die VF+. Ek dink 'n party soos die ACDP moontlik, maar jy weet dit gaan ook maar moeilik. Ons het min potensiële koalisievennote en dis hoekom dit so belangrik is dat die DA so sterk as moontlik. Maar jy wys 'n vinger na 'n individu, na 'n persona. Wat ek heeltemal mee saamstem. Dit is hoe hierdie partye soos die EFF en soos wat jy genoem het, dink ek nie 'n langtermyn bestaan. Maar is dit ook maar geldig vir die DA nie? Is Helen Zille nie maar daai persona van die DA nie? Kyk, sy het afgestaan as leier. Nee, ek verstaan. En so ons die toets is, kan jy van 'n leier verander? En jy onthou Tony Leon. Hy was 'n baie sterk leier, kragtadige leier. 13 jaar was hy in daai posisie gewees. En toe hy afstaan die dag, toe kom die DA nie tot 'n einde nie. Dieselfde met Zille, dieselfde met Maimane. Ons kan van leiers verander, want daar is 'n oorkoepelende filosofie wat ons bymekaar hou. Hy was ons gas al hier gewees en ek het heerlik met hom gesels, kan ek vir jou vertel. Nou is jy weer 'n keer verkies, jy's nou die nuwe burgemeester, weer 'n keer terug in jou pos. Vertel my van daai goeters wat jy eers gaan aanpak. So dis baie belangrik dat daai topbestuur wat ons vervang het in die 18 maande waarin ek burgemeester was, dat daai vervanging ook of daai verandering plaasvind in die middelbestuur. Want as jy dit kan jy rede val. So die nuwe het hulle dit verander of die topbestuur wat jy daar gesit is dit grootliks nog daar? Hulle is nog steeds daar. Hulle is nog steeds daar. Daar's pogings om van Johan Mettler ontslae te raak as munisipale bestuurder, maar ek glo nie dit gaan slaag nie. En dit is een van die goed wat ons reg gekry het. Stel die beste moontlike munisipale bestuurder aan wat jy kan. Maar nou die volgende groep moet verander. Maar die toets van wat jy eintlik wil doen is, jy wil die produktiwiteit van jou werksmag verbeter. Jy wil seker maak jy weet waar is die metropolisie lid op enige gegee tyd. Soos in Kaapstad, amper soos 'n Uber app. Kaapstad kan presies sien waar hulle metropolisie op enige gegee tyd is. So? As jy dit kan doen met jou waterspanne, met jou elektrisiteitsspanne, as jy seisoonaal kan gras sny en al die basiese goed doen wat 'n munisipaliteit moet doen, dan kan jy vordering maak en ek dink tegnologie gaan 'n baie groot rol hê. En dit kos nie baie nie, dis 'n redelike basiese tegnologie wat die privaat sektor reeds benut. Praat jy en die burgemeester van Kaapstad met mekaar? Is julle op 'n WhatsApp groep? Ons is op 'n WhatsApp groep, ek ken hom baie goed, Jordan. Ja, ek het hom al geleentheid gehad om hom te ontmoet. Daar's een groot probleem wat ek nie weet hoe jy dit gaan hanteer nie. Die finansies. Ek meen, hoe gaan julle dit fix? Wat is julle totale uitstaande skuld nou? Aan Eskom en dit is seker 'n paar ander plekke. Saam beloop dit die 15, 16, 17 miljard rand. Hoe gaan jy dit gaan toemaak? Ons het reeds begin. Nou, dit kan nog alles opgedinges word, natuurlik, want ons is nie aan bewind nie en die verkiesing is 'n jaar, jy weet, in die vooruitsig. Maar ons het besluit om nie salarisverhogings toe te staan in 2 finansiële jare nie. Kan ek net weer 'n keer vir jou in die rede val hierso? Weet 'n politikus kan nie dit sê nie. Dis 'n vreeslike gevaarlike ding, want dan gaan die mense missie vir jou stem nie. Kyk, daar's 20,000 amptenare van die raad, maar daar's 4 miljoen mense van die stad wat afhang van beter dienste. So ek is nie skaam om te sê ek is vir die 4 miljoen. Ek het respek vir die 20,000, maar ek is bereid om op te staan. Salarisse is een. So deur nie daai salarisse toe te staan nie, het ons 600 miljoen rand in daai 1 jaar gespaar en natuurlik hierdie is saamgestel oor baie jare. En dit het die stad in staat gestel om 'n skikking met Eskom te bereik, 'n baie gunstige betalingsooreenkoms. En as die stad daarbey kan bly en as ons die Eskom rekening kan afbetaal, dan kan ons weer kredietwaardig word en dan kan ons finansiële markte nader om infrastruktuur op te gradeer. En dit is die name of the game. Jy moet jou geld op infrastruktuur spandeer.
anders gaan dienste nie verbeter. Die Suid-Afrikaanse ekonomie gaan hierdie jaar 1% groei as ons gelukkig is. Ja. En die rede hoekom dit so is hoofsaaklik te doen as 'n swak diens wat ons kry by die plaaslike owerhede, die staatsbeheerde instelling en nasionale rekeninge. As dit en die belangrikste van daai drie is die plaaslike owerhede. En sonder 'n plaaslike owerheid gaan hierdie ekonomie nie groei nie. Jy kan potensieel verantwoordelik wees vir een van die grootste en die belangrikste metros in die land. Dis jou verantwoordelikheid en dit is 'n groot verantwoordelikheid wat jy het om te sorg dat hierdie ekonomie groei deur daai plek te laat werk. Alles van die beste. Ek hoop jy gaan dit maak. Wel, dit was 'n lekker gesprek. Ons speel nou uit met Wilmar se Paia en daarna is dit tyd om te sê Arrivare en ons natuurlik ook proe. Die lewe loop sy paaie, die hart maak sy draaie. Waarom is ek jou nou hier so ontmoet? Weet jy hoe my hart diep binne my woed? Saam met jou kan ek weer asemhaal. Ons skryf 'n sprokiesverhaal waarin jy my hart wen. Vir mekaar bestem. Die lewe loop sy paaie, die hart maak sy draaie. Waarom is ek jou nou hier so ontmoet? Weet jy hoe my hart diep binne my woed? Die lewe loop sy paaie, die hart maak sy draaie. Waarom is ek jou nou hier so ontmoet? Weet jy hoe my hart diep binne my woed? In my drome het ek jou gekry en bedag soos jy aan my sy. Ek wil jou in my arms neem, net ons twee alleen. Die lewe loop sy paaie, die hart maak sy draaie. Waarom is ek jou nou weer so ontmoet? Weet jy hoe my hart diep binne my Baie dankie Celia. Ek sien jy het rosantjies hier. Dis nie rosantjies nie. Nee, ons wil net seker maak. Volgende week weer. Jy sal nie, want jy's te lief vir ons. Jy sal dit nie doen nie. Celia, ek het dit baie geniet in jou en Dawie se gesprek veral. Baie dankie dat jy hier was en ek moet vir jou nou sonder in alle erns sê, dankie vir jou onkreukbare karakter en dankie dat jy een van die min eerbare politikus daar buite is nog. Ons stuur jou weg natuurlik met 'n lieflike Cape Blend van Endura, is 'n pryswennende wyn. 'n Lieflike Boot and Rally leersak van ons vriende by Boot and Rally en jy kan nou hierdie ouetjie jou koffietjie in die oggend met 3 ontbytsake koop. Ja, en ons het vir jou, ons is so verwant om die tydskrif wat ons vir jou gee, sommer te teken ook. Baie dankie dat jy hier was. Baie dankie, dit was lekker. Volgende week wys ons vir julle hoe glansryk ons Lottoland ontbytsake onderneming van die jaar toekennings was. En ons ontmoet van die groot wenners. Dawie, dit is nie rosantjies nie, dis bosbessies. Is dit anders? Dit is Bosdruiwe. Weet julle wat bosbessies Nee. is? Cranberry. 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 Gesond. Baie Mag julle 'n rosantjie los 'n week hê.